my te doen, dan sê ons vir mekaar, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek aanbid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Baie, baie groot en belangrike woorde wat ons vir mekaar sê en wat ons ook sê in 'n verklaring teenoor wie God is en wat God vir ons is en kan doen. Loof die Here. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Ek dink is 'n veilige plek. Ek dink is 'n goeie plek om te wees. En as jou duiwel een ding kan regkry, dan sal hy probeer om jou gedurig deur te vertel, dis nie goed genoeg nie, maar God is meer as genoeg. Amen. En ek glo ons het getuienis en ons dra getuienis daarvan. Ek wil vandag dan, soos ek reeds gesê het, met jou praat oor bewaar God se skat. Maar dit kom nou so aanloop al en ek wil hê jy moet nou weet dat ons het nou op by die weduwee stil gestaan en ons het by allerhande gedeeltes in die Bybel probeer om te sê dat wat is dan belangrik op hierdie stadium? Wat is noodsaaklik op hierdie punt van my en jou lewe? En ons kan ons nie losdink van die breë wêreld en van die hele mensdom nie. En ja, verseker is jou kolletjie op die groot kaart van baie mense so klein miskien, dat jy dink jy maak nie 'n verskil nie. Maar ek wil vir jou sê, jy's belangrik in God se oë. Elke sandkorreltjie is vir God belangrik. Elke doringboom is vir God belangrik. Elke kudu wat lekker biltong kan word, is vir ons belangrik. Nee, ek glo ook vir God belangrik, nee. En kan ek aanhou, daar's nie 'n diamant wat nog ontgin of ontdek moet word, wat nie vir God belangrik is nie. Daar's niks wat God se oë kan ontglip en hy dit nie kan sien nie. So ek is besig om jou te help om jouself op te bou en vir jou moed en krag te gee, jy weet, vir die tweede helfte van 2025. Nou dis baie, kan ek sê, leersaam, laat ons nou gister die Hoesap se 21 km kon probeer hardloop, want die eerste helfte is hele pad afdraand, daar van die pad, daar van die nasionale pad af, tot daar onder in die rivier, en dan is die tweede helfte heeltemal opdraand. Nou, julle wou nie dit hoor nie. Want dit klink half asof die eerste helfte maklik is, en of die tweede helfte onmoontlik is. Nou, ek moet eerlik vir jou sê, ek dink ons moet onsself reghou vir uitdagende dinge. Ons moet onsself gereed maak vir dit kan moeiliker wees en nie makliker wees nie. Maar ek hoop jy onthou laasweek se laaste rampie wat gesê het, maak halfpad volpad. Maak halfpad volpad. Nie asof jy dan oppak en stop en jy alles nie, dan sê jy net, die God wat my die eerste helfte gedra het, is die God wat my in die tweede helfte gaan dra. Amen. Die God wat dit begin het, is die God wat dit kan eindig. En daarom moet jou vertroue in God wees. En dis daardie vertroue wat ek vanoggend in jou hart weer wil sterk aanspreek. Kom ons lees 2 teksgedeeltes en ek het net 3 verse gekies om rondom dit te bou om vanoggend daaroor te kan praat. In Genesis 28 vers 15 lees ons, hy sê, en kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het
wat ek jou gesê het. So, wow, klomp. Ek wil amper, werkwoord vir werkwoord stil staan. Ek wil gedeelte vir gedeelte my eie maak. Maar ek gaan die klem laat val op hierdie woordjie bewaar. God kan bewaar. En dan as jy verder lees uit Judas die eerste hoofstuk, vers 20 en 21, gaan sê hy, maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar. En julle self in die liefde van God bewaar. So, dis nie net 'n bewaringsaksie nie, dit is ook hoe jy moet bewaar in die liefde van God. En wie moet dit doen? Sê hardop vir jouself, ek, myself. Jy gaan agterkom dat jy kan nie dink jy's nie deel van dit nie, jy is deel van dit. Ek gaan dit nou beklemtoon. En dan gaan die teks verder, dan sê hy, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Verwag maar weer barmhartigheid. Verwag laat God gaan opstaan en jou optel en iets in jou lewe laat gebeur. So wat wil ek en glo ek, wil die Heilige Gees vanoggend in my hart wakker maak. Dis nommer 1 belangrik om te bewaar. Belangrik en bewaar is 2 woorde wat saamgaan. En as iets belangrik is dit nodig om te besef dat die bepaling van hoe waardevol iets vir jou is en hoeveel dit vir jou beteken, gaan bepalend raak van hoe jy dit oppas, hoe jy dit beskerm en bewaar. En as ek mag nou 'n klein vrolike of opgeruimde opmerkingkie maak, terwyl ons nou met hierdie diep onderwerp besig is, wil ek net vir u sê, ek dink julle moet my 'n krediet gee. Laat na 70 jaar lyk Margaret spesiaal. Man, ek het goeie werk gedoen. Maar as sy haarself nie bewaar het nie, sou ek niks kon reg gekry nie. Maar wag, laat ek eerder myself herroep nie, as God nie bewaar het nie. As God nie beskerm het nie, sou ek of sy niks kon reg kry nie. En daarom hoop ek jy gaan verstaan, dat ons almal het skatte, wat ons moeite sal maak om te bewaar. Ons sal sê, ek wil dit oppas, dit moenie verloor nie, dit moenie wegraak nie, dit moet daar wees. So, kan ek 'n stelling maak om vir jou te sê dat bewaring, en dink nou maar of dit nou dierebewaring is, OK, ek kry moeilik met daai een nog op die oomblik. En of dit nou, miskien jy weet, is laat hulle die land bewaar en sê die karre mag nie daar ry nie, of bewaar allerhande goed wat ons bewaar. Bewaring is 'n goddelike aksie waarsonder ons nie die taak van bewaring kan regkry nie. Nou gaan ek dit vir jou amper 'n uitkomkans gee, om te sê dat dis God wat bewaar. En eintlik kan ek en jy bitter min daaraan doen. As die Here nie, kan ek nie. Maar ek het vir jou nuus, ek dink God wil. Ek dink God is ernstig oor dat goed moet opgepas word. Goed moet veilig gemaak word. So die vraag moet wees, wat is vir God belangrik? Nie wat is vir my belangrik nie, maar wat is vir God belangrik? En ek dink is in die ontdekking daarvan, dat ons begin om te verstaan, ons moet bewaar, ons moet in lyn kom met wat God doen. Ons moet sorg dat God se bewaringsaksie uitgeleef word.
Ek is oortuig daarvan dat God die absolute karaktereienskap dra van dat hy kan iets bewaar. Hy kan iets in stand hou. Hy kan iets laat werk en al lyk dit nie altyd so nie, God is deel en in aksie met dit alles en hy maak 'n verskil. So bewaar, vra van my en jou dat ons sal hande vat met wat kosbaar is. En nou sê hoor ek's net besig om 'n paar sleutelwoorde vir jou neer te sit, want wanneer waardevol of kosbaar bepaal word, wanneer ons sê iets is kosbaar, dan sien ons gaan met groter aandag dit probeer oppas. As iets nie vir jou belangrik is nie, as iets nie vir jou kosbaar is nie, dan kan jy dit maklik prysgee en dit gaan maklik verby. En jy sê, ag wat, dit was maar net dit. Dit bly maar nog steeds vir my altyd baie interessant, dat min mense het dieselfde behoefte as ek, om al die melkboksies waarin die melk was, te bewaar. Nou ek doen dit ook nou nie meer nie, want mense dink my kop is nie reg nie. Maar het jy al gedink, as jy daar die melkboksie vat, en jy skit hom so en jy hoor as nog melk in, dan toets jy eers die melk of het nou nie miskien suur geword het nie. En dan sê jy dit in jou koppie gooi, en as al die koppies koffie se melk nou opgedrink is, dan vat jy die boksie sonder om 2 keer te dink en gooi hom in die asblik. Maar die boksie het jou melk opgepas. Hallo? Is jy reg? Jy weet, ek dink ons almal moet daar in ons garages moet ons so rak hê van al die melkboksies wat ons het. Hallo? As dit nie vir die melkboksie was nie, hoe gaan jy die melk by jou kry? Verstaan jy dat as iets belangrik is, as iets waardevol is, as iets kosbaar is, maar dan verstaan ek, okay, dit gaan eintlik oor die melk en nie oor die boksie nie. Nou is daar nou minder belangrik is daar hierdie goed. Kosbaarheid word vasgevang in die tydloosheid en die onvervangbaarheid van iets of iemand. Alles wat kosbaar het 'n tydfaktor. En kosbaar bly kosbaar, omdat jy besef, dit kan wegraak. Dit kan opraak. En as ek dit in jou hart kon wakker gemaak het, dan wil ek hê, jy moet weet, daar's 'n toekomsgerigtheid aan bewaring. Daar's 'n iets wat kom, oor hoekom dit kosbaar is, hoekom is dit belangrik, hoekom moet ek dit nou oppas, en hoekom moet ek nou omgee vir dit, want hoekom, daar's iets wat in die toekoms gaan gebeur, daardie fles kosbare salf, wat die vrou gebreek het om Jesus te salf, was vir daardie oomblik gewees. En is dit nie wonderlik, om te dink, die Bybel vertel vir ons, van hierdie kosbare fles met salfolie, vir 'n spesiale, vir 'n belangrike oomblik. So daar's 'n toekomsgerigtheid, en ek en jy moet dit nooit vergeet nie. En as ek dit in jou hart kan wakker maak, dan sien ek dat as die apostel Paulus aan Timoteus skrywe, dan sê hy vir hom, Timoteus, ek wil jy moet verstaan, hoekom kry ek so swaar? Is dit nou Timoteus of Titus? Ek moet nou eers dink, ek dink miskien is dit, ek dink is Timoteus, ja. Hy sê, om hierdie rede, Paulus sê, om hierdie rede lei ek ook dinge. Hoor gou, dis 'n bewaringsaksie. Bewaring is nogal partykeer moeilik en swaar, né? Hy sê, ek lei dinge. Hy sê, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hoor gou, Paulus vertrou homself aan God toe. En hy sê, God sal my bewaar. God sal my beskerm. God sal my deurdra. En in hierdie hele bewaaraksie gaan ek jou vanoggend so vinnig deur Genesis laat loop saam met my. En dit gaan nou nie so lank wees soos die 50 hoofstukke nie. So ons gaan voor volgende jaar se Pinkster klaarmaak. Goed.
weet, maar ek wil hê jy moet gou saam met my iets verstaan, dat in die hele Genesis verhaal is God aktief besig om vir ons die stories te vertel van hoe dat dit bewaar moet word, hoe dat dit beskerm kan word, hoe dat dit opgepas moet word vir 'n doel en vir 'n rede. En as ek dit noem, die Genesis 28 bewaar, is dit die teksvers wat ek aan die begin vir jou gelees het, as God vir Jakob sê, ek sal jou bewaar. En dan word hierdie hele bewaar aksie. Nou as jy tot by Genesis 11 lees en jy sien hoe dat die bewaringsaksies deur die mens vernietig word. Adam en Eva, tuin van Eden, Kain en Abel, in plaas dat hy sy broer oppas, maak hy sy broer dood. En so gaan dit van erger na sleg na alles, laat God op 'n plek kom waar hy sê dat hulle kan nie eers hulle eie taal beskerm nie. En dan met die toring van Babel het ons dan die verwarring van spraak. En dit was nogal vir my interessant dat ons as Afrikaans sprekendes is nou in 100 jaar waarin Afrikaans beskerm en bewaar moet word en bewaar of beskerm word. En ons pas ons taal op en ons wil hê ons taal moet mooi reg werk en hy moet groei en ontwikkel en hy moet behoue bly vir 'n doel. Ek wil vir u sê baie dae dink ek, as ek dink aan hoe dat die Hebreëse taal onleesbaar is en ek kyk na die Arameese en ander tale, dan voel hulle almal vir my onleesbaar, want dit is net krulletjies en kringetjies en hoekies en streepies. Geen mens kan eers raai hoe om hy woorde uit te spreek nie. So, God het iets verstaan, of God het begryp en geweet, ons moet verstaan, dat jou taal of dat jou lewe is uniek voor God. En God kan uniekheid beskerm. Ek weet nie of ek dit nou goed genoeg gesê het nie. Kom ek probeer weer. God kan uniekheid beskerm. Hy beskerm jou duimafdruk, wat volgens wat ek verstaan uniek is. En hy sê niemand gaan ooit weer so duimafdruk hê nie. Daar gaan nie twee van dieselfde wees nie. Sien, kan jy verstaan wie is God? Hoe groot is God? Hoe omvattend is sy beskerming en bewaring? Hoe magtig is hy om te laat gebeur wat hy gesê het? As hy vir Jakob sê, ek sal jou terugbring en jy sal weet, ek is jou God. Ek sal jou so oppas. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat in Genesis 12, as God kom en hy roep vir Abraham, en ons kry die verhaal van Abraham, Isak en Jakob. Nou, onthou nou, ons teksvers kom daar uit Jakob se wêreld uit. Dan kyk God en dan soek hy na 'n mens wat kan oppas. En Abraham se grootste toets van oppas kom as hy Isak moet offer. En ek wil vir u sê, en ek moet nou so 'n bietjie 'n 10de preekie net hier inkry, nê. Jy weet, so baie van ons dink dat as ons nou moet prys gee, as ons offerande moet gee, of as ons 10de moet gee, of as ek my tyd moet gee, en ek moet nou van my wêreld gee, dan gaan dit nie uitwerk nie. Ek wil hê jy moet weet, dat God is die volmaaktheid van bewaring. Nie 'n bank nie. Daar's nie 'n belegging wat jou geld kan beskerm, soos wat God dit kan beskerm nie. Daar's niks wat vir God onmoontlik is nie. So kan ek jou help om te verstaan, dat God was op pad met die mens gewees, en hy wil hê hulle moet 'n ontdekking maak, en hulle moet agterkom, dat daar's 'n belangrike ding wat moet gebeur, en hierdie belangrike ding is vasgevang, en laat God kyk na bewaring. En hoekom sê ek dit? Want as jy Genesis 22:1 lees, dan sê hy, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Nou dit is so maklik om te sê, Here, u kan my vertrou, Here, u kan deur my werk, Here, hier is ek, totdat jy hoor, gaan offer jou seun. Hallo, hoor jy? Totdat jy die inhoud verstaan van hoekom is ek hier?
Hoekom is ek deel van hierdie gemeente? Hoekom is ek deel van dit wat hier in hierdie plek moet gebeur? En daarom wil ek jy moet verstaan dat in wese is God eintlik nog steeds besig om 'n vertrouenstoets te doen. Om te vra, kan ek jou vertrou? Kan ek op jou staat maak? As Genesis 35 vers 10 sê, God sê vir hom, dis nou vir Jakob, jou naam is Jakob, jy sal verder nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees, en hy het hom Israel genoem. Dan wil ek hê jy moet sien hoe dat een persoon 'n volk word. Hoe dat God sê, ek soek nie net enkelinge, ek soek almal. Ek soek 'n hele gemeente. Ek soek 'n hele volk. Ek soek 'n hele land. Ek soek 'n hele nasie, 'n hele taal. Ek soek elke mens wat vertrou kan word. En daarom, as ek in Genesis 28 vers 15 lees, en hy sê daai woorde, want ek sal jou nie verlaat tot ek gedoen het wat ek jou gesê het nie, dan wil ek hê jy moet weet, dat is net 'n vertroueling wat God se stem duidelik baie keer kan hoor. Dis wanneer God jou kan vertrou met waarheid. Dis wanneer God jou kan vertrou met wat noodsaaklik is. En jy sê, hier is ek, Here, gebruik my. Here, ek sal dit doen. En die Here weet alreeds, hoe moeilik gaan dit vir jou wees. Hoe uitdagend gaan dit vir jou wees. Maar hy vertrou jou, omdat hy weet, jy vertrou kan word. Daarom wil ek hê jy moet weet, dat terwyl ons kan praat van 'n skat, of van skatte, of God het baie, en wat is alles, weet vir ons belangrik en waardevolle skatte, dan sê Judas 21 het so, hy sê, julle moet julle self opbou in die allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid, want hoekom? Dis wanneer jy kontak maak met die bron van bewaring, dis wanneer jy begin om in te pas, en om te ervaar, dat dit is nie meer jou krag nie, is nie meer jou bewaringsaksie nie, maar is God se bewaringsaksie deur jou. Dis God wat jou vervul met sy Gees, en ek wil vir jou vanoggend sê, uit my hart uit wil ek vir jou sê, verstaan hierdie wisselwerking, verstaan, dat God is eintlik die enigste een wat kan bewaar, en al probeer jy hoe hard, as jy dit sonder God probeer regkry, gaan jy dit nie regkry nie, want God is jou bron. Is daar waar jy in afsondering en gebed jouself opbou en doelgerig daagliks soek en sê, Here, wat kan ek doen? Here, wat is vir U belangrik? Here, hoe moet ons dit vandag doen? Hoe moet ek dit regkry? En ek dink as kerk het ons as gelowiges ook die uitdaging om te sê, hoe moet ons eie gemeente so bestuur, dat dit beskerm kan wees? As ek na die geskiedenis kyk, en dit is vir my so mooi, en nou moet jy iets opmerk, jy moet so 'n bietjie jou Bybelkennis lekker reghou vandag, nee. Hy sê in Genesis 37 vers 2, hoor nou, hy sê, dit is die geskiedenis van Jakob, punt. En dan die volgende sinnetjie praat oor Josef. Nou hoop ek jy gaan waardering hê vir Abraham, Isak, Jakob. Hier is God, hy's besig om eintlik 'n toets te maak, en te sê, Abraham, kan ek jou vertrou? Isak, kan ek jou vertrou? Jakob, kan ek jou vertrou? En dan sê God, maar Jakob, as ek nou terugkyk, en dis nou maar hoe ek het beleef as ek het lees, dan kan ek amper hoor asof God sê, Abraham, regmerk, jy was Abraham, ek sien ek kan op jou vertrou. Isak, ek sien ek kan op jou vertrou. Jakob, amper, maar Jakob, jy's in. Jy word vertrou, maar Jakob, ek wil hê jy moet Israel wees. Jy moet 'n volk wees. Jy moet 'n beeld wees van almal. En hier in Jakob se storie is Josef.
En ek gaan nie vir jou sonnaarskool of Bybelkindertjie klas probeer gee nie, maar luister wat sê die Bybel so mooi. Hy sê, Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk. En tog kies God vir Josef om met toets van vertroue deur te gaan. En watter toets was dit nie? Hoe intens was daardie toets van, kan God jou vertrou? En hy kyk van jeugtigheid af. En ek gaan nou 'n stelling of gaan 'n oproep maak, eerder 'n oproep as stelling maak, om vir jou te sê, dat jy moet met jou kind praat oor God se skatte, oor God se bewaring. Jy moet jou kind help om te verstaan wat is nodig en wat moet gedoen word van 'n jeugtige ouderdom af. En ek het honderde teksverse wat ek vir jou kan reg deur die Bybel invlek, maar as ek net vinnig dink aan Psalm wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Ek wil hê jy moet weet, dat ons het 'n hele uitdaging om ons jong mense, ons kinders aan die hand te vat, en vir hulle te sê, luister, jy dink miskien, jy kan doen wat jy wil, en jy kan lewe soos wat jy wil, maar ek het 'n bewaringsopdrag, en ek het 'n bewaringstaak, en ek gaan dit nie prysgee nie, want ek ken my God. En ek weet, hy gaan jou help. En as jy ooit op 'n punt kom waar jy moet opgee met jou kind of met jong mense, wil ek vir jou sê, ons is halfpad in ons uitspruitlote jaar. Ons is halfpad. Ja, môre is dit 30 Junie en dan is die jaar se eerste helfte verby. En ek vra myself die vraag, waar is ons jong mense? Waar is ons jong mense? Here, U het vir ons 'n belofte gegee, laat 'n nageslag sal die Here dien. Ek vra die vraag, waar is die God van Jakob? Waar is die God van Israel? Waar is die God van AGS Pleroma? Gaan ons maar net, almal maar net toe kyk, hoe dat die kerk net al hoe minder en minder jonk, en gaan ons maar net sê, dis seker maar so? Of gaan jy op jou knieë neerval en begin sê, Here, as daar een kind is wat terug moet kom kerk toe, is dit my kind. As daar een kind is wat sy verantwoordelikheid en sy waarde voor God moet verstaan, as daar een Josef kan wees, en ek wil vir u sê, Josef was getoets, hy was getoets in verskillende dinge. Ek dink sy onderdanigheid aan die koningskap Farao en die belewenis daarvan, om in hierdie hoë verhewe posisie te kan beland uiteindelik, om tweede in bevel te wees van Egipte, om 'n hele land te bestuur. Dis vir my 'n droom vir my eie kinders, laat hulle kan uitstyg bo die tyd. Here, laat my kleins, of laat my seuns en my klein skoondogters en my kleinkinders sal uitstyg bo die tyd. Wil jy dit nie ook jou kind begin toebid en vir hom sê, Here, my kind kan met konings praat. My kind kan met belangrike mense pad kruis. My kind kan 'n rol speel, en ek roep jou op vanoggend weer in die lig van ons jaartema, dat jy sal verstaan, dat hierdie storie van Josef was 'n halfpad wat 'n volpad gemaak moet word, was 'n droom wat moes vervul word, en daardie droom moet 'n werklikheid word. Daardie droom moet sterk wees. Nou Josef kon nie net droom nie, hy kon ook drome uitlê. En dis vir my besonders. Jy weet, laat 'n mens op 'n plek in jou lewe kom, waar jy kan sê, ons het nie net 'n droom nie, maar ons gaan ook sê hoe die droom gaan uitwerk. Ons gaan nie net sê, die gerwe kom buig in hierdie so, en jy gaan ook nie laat die teenkanting jou stop sit, as die broers kwaad is, en hulle sê, jy dink jy's beter as ons. Nee, jy staan sterk in die Here, want hoekom? Jy het 'n bewaringsopdrag. Jy het 'n taak om te vervul.
Jy het 'n rol om te speel, sodat God se skatte bewaar kan word. En daarom of vir jou broers of toets of van tyd en geld en Farao se vrou en wat alles met Josef gebeure, dan wil ek jou vanoggend aan die hand vat en vir jou sê, ek dink is nodig dat jy sal verstaan, dat ouderdom sal altyd jonkheid dra. Ouderdom dra jonkheid. Jy kan nie die skat maar net vat en hom daar neersit en sê ek is nou te moeg en ek is nou nie meer lus nie. Nee, dis vir my daardie parelhalssnoer wat 'n vrou vir haar dogter weet bewaar. En as die troudag kom, dan gaan haal sy hom so daar uit. Julle ken die TV-stories, nê. En dan gee sy hom so vir die dogter en sê, my kind, dit was nie myne nie, maar dit was ouma se. En dit was ouma se gewees. Hy kom 'n ver pad. Nou moet jy dit bewaar. Ek het dit nou bewaar, maar nou moet jy dit bewaar. En is in hierdie bewaringsaksie wat ek jou aan die hand wil vat, om vir jou te sê, dat ek glo met my hele hart, dat ons kinders is deuroopmakers. Want hoekom was die Bybel so oulik om te sê, dis die geskiedenis van Jakob. Jy sien die geskiedenis van Jakob kon nie gebeur, as Josef nie in Egipte opgeëindig het nie. As Josef nie daar was, waar sy pa uiteindelik die ontdekking moet maak, dat my kind lewe weer. My kind was toe nooit dood nie, en ek wil dit vanoggend met my hele wese na jou toe bring, dat ek en jy op 'n plek sal kom, dat ons weer sal sê, onvergelykbaar, onmeetbaar, ewige God, en dat ons sal sê, onze God is magtig om te doen wat hy beloof het om te doen, en wat hy gesê het hy sal doen, en daarom moet jy jouself kan bewaar, as Judas 1:21 sê, hy sê, julle self in die liefde van God bewaar, en ek wil vanoggend vir jou sê, ja, jy gaan soos Jakob barmhartigheid ontvang, jy gaan soos in Jakob se verhaal kan verstaan, dat nou kan 'n droogte jou nie meer onderkry nie, want jou seun is net dus kan die Farao, en jou Josef is in die paleis. En ek wil vanoggend sê, dat jy moet mooi verstaan, jy moet mooi verstaan, dat jonk kan nie bestaan as oud ophou nie. So wat sê ek vir jou, bewaar jou ouderdom, moenie voor jou tyd toelaat dat die duiwel jou jare steel nie. Staan sterk, wees sterk, en sê, met my God spring ek oor 'n muur. Kan ek jou help om te verstaan, dat jy weer in jou hart sal verstaan, dat Josef was toe Jakob se barmhartigheid gewees. Josef kon daarin slaag om vir Jakob 'n toekoms te skep, en daarom wil ek jy moet weet, dat as God vir Jakob kan vertrou, dan wil hy ook vanoggend jou kind vertrou. En nou raak ek 'n baie belangrike punt aan, wat ek voel, jy mag nie mis nie. As jy vertrou in jou kind verloor het, God het nie. Want die God is lief vir alle mense. En dit sluit jou kinders in. As jy op 'n plek gekom het waar jy dink, ons jong mense mors net op en hulle is kerkloos en hulle het allerlei snaakse idees en hulle lees so Bybel of hulle lees en hulle wil moslems word en alles wat ons in hierdie wêreld belewe, dan wil ek vanoggend vir jou sê, dit bly God se skat. Bewaar God se skatte. Bewaar jou eie seuns en dogters.
En daarom is Psalm 78 vir my so mooi, as jy van Josef nog 'n sprong sou gee na Dawid toe, en daarmee kan ek afsluit, sê hy, en hy het sy knegt Dawid uitverkies, en hom van die skaapkrale afgeneem, agter die lammeroë het hy hom gaan weghaal, om Jakob sy volk op te pas, en Israel sy erfdeel, en hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart, en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Nou, wag 'n bietjie pastoor, is dit verkeerd daar so in die Bybel geskryf, jy weet? Want hoe kan Dawid vir Jakob oppas? Nee, Jakob se naam is Israel. En ek wil hê jy moet weet, as jy op 'n plek in jou lewe kom, waar 'n gemeente vir jou meer word, as net jouself, en jy besef, ons pas al ons kinders op. Kan ek jou help? In plaas van om 'n ander ouer te kritiseer oor sy of haar kinder manier hoe hulle werk, sien dit as dis my kinders ook. Dis my mense ook. Dis my volk, dis my nasie, is my taal. Ag, ek wens ek kan lank aangaan saam met jou, maar gaan volstaan deur vir jou te sê, dis ons tyd om deur God vertrou te kan word, om sy skat te bewaar. Ja, daar's so baie skatte, en daar's so baie kosbarehede, en daar's soveel dinge wat ons kan verstaan uit hierdie boodskap uit. Maar kan ek jou vanoggend laat verstaan? Dankie Sissel. Kan ek jou vanoggend laat verstaan, dat ek dink die hoogste, die beste, die grootste is die skat van om lief te hê. Om regtig lief te hê. Om so lief te hê dat niks daardie liefde kan vertroebel nie. Om so om te gee dat niks jou omgee kan stop nie. En is in hierdie ervaring van laat jy jou omring met God se liefde, wat ek die prentjie vanoggend so bietjie kan terugdraai, en ek gaan jou net weer vat na die eerste prentjie toe, en kyk hoe lyk hy, né? Eerste prentjie is so bietjie dowwerig nou vanoggend, maar sien net, daar is hier is die skape, daar is die skape, en hier is die skape weer. Partykeer gaan dit maklik wees om die skape te hanteer. Partykeer gaan dit nie so maklik wees nie. Jy gaan voel jy klim berg. Jy gaan voel die lewe daag jou uit. Dan kan ek vir jou sê, bewaring was nog nooit 'n maklike taak nie. Om te beskerm, te bewaar, om op te pas, om die kosbaarheid en die belangrikheid van jouself en van die mense rondom jou en van ons seuns en ons dogters te koester is nie altyd maklik nie. Maar kan ek vir jou die goeie nuus weer gee? God bewaar. God beskerm. God het belangrikheid bepaal. God het gesê, kosbare my oë. So wat moet ek doen? Ek kyk net weer so terug, en ek sien die taak, en ek sien die opdrag, en ek sien die uitdaging, maar dan sê ek, Here, ek weet, met U is dit moontlik. En Here, daarom kan ek nie anderster as om U al die lof en al die eer te gee, en om te sê, ons God is 'n God van bewaring. Is jy reg om met 'n nuwe hart hier uit te stap? Nou, ek wil julle nooi na Margaret se 90ste verjaarsdag oor 20 jaar. Want in haar familielyn, ek sal moet regtig uithaal en probeer, ek sal moet baie, baie beter word. In die laaste 20 jaar gaan baie meer uitdagend wees. Haar familie word almal 90 plus, jy weet.
My familie kom amper daarby uit. So ek hoop vir 'n goeie 90 ook. Maar los 120 asseblief. Op 90 wil ek nog hoe sap weer gaan hardloop. Hulle moet net die tyd verander. Hulle moet my so 5 ure gee, nie 3 ure nie. Amen. Is jy reg om te sê, Here, ek gaan bewaar. Here, ek weet nie mooi hoe nie. Weet nie wanneer moet ek wat doen nie. Al wat jy moet weet, is jy bou jouself op in die allerheiligste geloof en jy begin om in die Gees te bid. En ek wil vir jou verseker, met 'n kombinasie van geloof en gebed, gaan jy presies weet wat om te doen, wanneer om dit te doen, waar om dit te doen, sodat jou kind kosbaar en belangrik kan bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord. Here, baie van ons salfpad en voel vir ons die uitdagings is groot. Voel vir ons het miskien nie genoeg gedoen vir dit wat voor lê nie. Here, ons kyk na onsself en ons besef dat U het ons bewaar vir 'n dag soos hierdie. Dat ons juis vanoggend weer sal kan hande vat met die bewaarder van Israel, wat nie kan sluimer of slaap nie. Dat ons juis weer vandag vertrouelinge kan wees. Laat ons sal kan sê, hier is ek, Here, gebruik my. En Here, terwyl ons in hierdie opdrag staan, terwyl ons in hierdie uitdaging staan, wil ek bid dat U belofte aan AGS Pleroma sal vervul. Dat U die belofte sal vervul, dat 'n nageslag sal die Here dien. En Here, as 'n hele gemeente staan ons in hierdie verwagting voor U en ons sê, kom Here, laat U naam groot gemaak word. En ons roep ons seuns, ons roep ons dogters, ons roep ons jonger generasie en ons sê, kom na Jesus toe. Hy is die weg in die lewe. Hy is die antwoord. Hy is die bron van alles. Hy is die ewige God. En Here, daarom wil ek bid dat wanneer ons gemeenteraad ons program vir die res van hierdie jaar saamstel, dat U deur die Heilige Gees in ons harte sal werk, dat dit wat ons beplan, dit wat ons vooruit sien, dat ons dit so sal doen, dat ons jong mense sal sê, ek wil saam met pappa en mamma, ek wil saam met oupa en ouma gaan, want ek sien die Here is in hulle midde. Here, soos 'n Jakob van ouds, wil ons 'n seën afbid oor ons kinders en ons jong mense. Wil ons 'n seën uitspreek en ons wil sê, hulle is die kosbares van die almagtige God en ons sal hulle beskerm en bewaar. Word dan verheerlik en Here, laat hierdie woord ook, wanneer dit uitgaan en ander mense daarna luister en kyk, dat dit ook vir hulle 'n sterk aansporing sal wees om te beskerm en te bewaar, want ons God is die bewaarder. Amen en amen.